gebeten bezoeken, speciaal namens de militaire is hier als welkom. Maar ook een hele ons. Maar ook ons allemaal wat er opgekomen, toen ze met die kopie, maar die hele ons film is een genade gehouden. Of we over die is hier. Toen komen we s'avonds voor, op ons avond afgelopen. Om naar alles te richten en willen we over voor ons te brengen. Nogmaals, bij je welkom. En al voor die afgelopen, zoals die relatie was toegekeerd, maar ook door de hele goede dien, ons spiritueel in de dag, is door meneer is Jantjes. Activiteiten voor die weer, maandagavond om 6 naar de op de sier afdeling, maandagavond om 6 naar de komen die brigade bijeen. De brigade is ontvangen als Kenjo Nationale Luchtraad, Kenjo Brigade. Zo ons vraag voor die kadetten om het goed te gaan op te trekken aan het programma. Dus daar maken we ons zeer aan de om ons school te beginnen. En die school moet steeds lidmatig is. Maar die gaan we in de kansen om weer aan te zien. En die gaan we aan Syrië. Woensdagochtend om 10 voor de rug, als ons een beetje papier. Woensdagavond om 7 van ons aanbeleid plaats. Donderdag voor de gemeente de dienstvergadering plaats om als zielen te innergens wordt bezoek om 2 afgevaardigdes tot de innergen en de vergadering te zien. En die bespreking zal gaan rakende die 4 projecten. Dan komen we het rest van ons CIVA in en de vergadering besturen. Die worden op bezoek om assisteren bij dezelfde vergadering te komen. En die zal dan ook die moedersdagdienst bespreken in beplan. Vrijdag om 6 naar de rug, we gaan onze rug naar de rug in Siwaken. Dan wil ik kijken wat voor die leraar de rug verplaatsen, vanaf een paar dagen in rust. En geliefde dan die veroordeeld die hebben ons de Saarloos, hoe komt ze niet zo van het oorlog moet slaan. Maar dan aan is terug. Dus we moeten bij welkom. De vader wil dan op 29 maart, dat de Joodse vader op 4 maart en deel. En die dagen weten we is dat bijvader samen is. Als je welkom om die namen op te zetten, die vader officieren. En die busprees zal dan 180 van kost. De opneming en voorstelling van die lidmaten vindt plaats op zondag 12 april. Dan de gemeente zijn voorbereiding wordt gevraagd voor ons speciale kerkgasvergadering, wat op dinsdag 34 maart zal plaatsvinden. De bespreking zal wees, op de agenda zal wees die begroeting zal bespreken als voor de goedkeuring daarvan voor de asylgroepen, stedengroepen. En de rest van de leden van die commissie voor verkondiging en aanbidding, die komen dan woensdag aan 6:30 in kennis doen, net voor die aanbidding op die 6:30 bijeen. Dan doen de zusters ons paasoffer zal vanaf vandaag beschikbaar is. En ons zal ook geen paasoffer ons zal geen paasoffer per gezin. Ja, het is per gezin zal ik kijken waar dan ook verdienen eten. En het is dat de Jeugdcommissie die vergaderen dan donderdag om 7 keer bij de kerk. De volgende ziekte, algemene voorbeeld, als voorzitter aankondigers, doen ons dan door andere kerken bij 15 klassiekers, broerzuster Erasmus bij 15, broer David de Zoon bij 14, broer Ryan Fjelsma, dat opgenomen is Robertson Hospitaal, als ook broer de Nederlandse wat in Royal Vloer Hospitaal opgenomen is. Dan die volgende sterktes die mannen zijn voorbeeld voor opgevraagd om hier familie personen op te dragen. Want dat is de stadsfamilie daar in de 15, wat ook een geliefde aan die dood afgestaan heeft. Dan vraag ik namens onze bewooners voor de toelichting ook de gemeente voorbeeld om te aankomen die van ons collega's te doen aan die dood, wat ook aanval gaat. Dan personen voor onze snelle het ook erkennen moet niet goed afgestaan hebben. Een persoon zal afkomen en gebed. De regels voor de speciaal Samaanse programma's is dan de rouwliedjes worden
positief en Langeweestraat 84. Salwa sal die begrafenisplaas ongelukkig het hulle nie ons die tyd weergegee. Dan ons sisters, dat die begrafenisdiens van woord vir die verjaardag, die blomme moet vir die maak as die een, maar jy sal merk dat daar geen blomme is as gevolg van die heilige. Broer en sisters, dit dan die gemeente se agtergrond vir die Here se seën op ons gemeente en al ons werksaamhede. Dankie, Vader.
Ek wil die goed geliefdes met die woorde van Psalm 133 en al die verse wat sê, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon, want dit is soos reekolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot op die soem van sy klere. Dit is soos dauw van Herenberg, wat op die berg van Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën en lang lewe. Die New International Version Bible say, how good and pleasant is it for brothers to dwell in unity, for there the Lord commands his blessing. Liewe gemeente, broers en susters, die God wat ons verstade met sy seëninge, stort aan elkeen van ons vanoggend sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here en dan sing ons met mekaar saam met die woord van aanbidding. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons of refreshing, sent from the Savior above. Kom ons staan saam en ons antwoord op die seëngroet. Blessings
seën soos ons die gesing het, die broers en susters. Kom ons lof, kom ons bid, maar kom ons in 'n afhanklikheid voor die aangesig van die Here. Deel van ons afhanklikheid is dan juist dat ons ook teen, maar alles wat ons sê, is gawes vanuit die hand van die Here. Daarom kom ons hier aan vanoggend met absolute afhanklikheid aan die Here, maar ook met groot dankbaarheid, soos die dominante ons aan het bely, en dan ja, is die omkom, of dat project is, of dat is, die ook te doen. Die dominante sal ons aan het bely.
Die uitvoering van die wet van die Here word in twee dinge
hulle vasgevat. In die eerste plek, dat ons vir God lief het. Maar in die tweede plek, dat ons naaste lief het. Ons kan alles van die wet weet. Ons kan die Bybel van Genesis tot Openbaring ken, memoriseer en as geware herdoek. Maar as ons nie aan hierdie twee dinge in ons lewe uitgee nie, vaar ons die bepaling, die voorskrifte en die verwagting van God se wil. Baie van ons broers en susters is telkens soos hierdie Fariseërs, regeleer in ons eie wese. Ons broers en susters is baie keer soos hierdie Fariseërs dat ons self wil beveilig. Ons is net soos die Fariseërs dat ons baie keer ons self wil regverdig. Jy ook die woord van die Here telkens te wil misbruik, sodat ons agenda moet slaag. Sodat dit wat ons verlang, seën gee. Die woord van die Here, broers en susters, in al sy volheid, roep vir ons om dieselfde liefde en toewyding wat ons aan God het, ook aan ander mense en te stel. Dieselfde eerbied wat ons vir God het, ons ook vir ander mense gee. Dieselfde liefde wat ons vir God het, ons ook met ander mense gee. Ons is vanoggend as ons stil sit in hierdie paar verse van Matteus 22. Vraag oor die liefde liefde vir ons naaste. Blyk ons liefde vir hulle wat anders as ons is. Blyk ons liefde vir hulle broers en susters wat ver van ons af staan. Blyk ons liefde vir hulle wat onbelangrik in die wêreld is. Om dit broers en susters weer te maak, hoe het ons liefde hier afgelope week vir ons medemens geleef. Ons moet ek keer vir onder daaroor. Hoe dit perspeksie en ek in die eie hart en ek in die eie lewe worstel vanoggend het, waarin ons ek liefde te lewe. Kan jy nog na binnen vra om ons te lei en daarmee te bemoedigings die jy sal laat neem, word die laat op die woord, soos ons terecht krijg.
Baie keer vergeet ons om reg te maak saam met ons medemens. Baie keer vergeet ons om reg te maak met hulle wat langsaan naby ons ook staan. Dan gaan die jongere bidden vra om hierdie dan weer te sit. En as Here vanoggend vir u ook so lê, om weer aan iemand anders te spreek, kom ons broeder ook onsself op teenoor mekaar. Yes, I love you and love of the Lord. Yes, I love you and love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you and love of the Lord. Yes, I love you and love of the Lord. Yes, I love you and love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you and love of the Lord. Here dan ons voor die woord van die geconfronteerd word van aan ons Here en saam hoe die kerk baie keer 'n slagveld geword het van liefdeloosheid. Staan Here en verslae oor hoe 'n plek van veiligheid baie keer 'n ruimte Here geword het waar mense seer met mekaar en verkeerd geskeer word. Here ons is vroom ons aanbidding, maar ons harte is duister teenoor een ander. Ons vroom ons aanbidding, Here, maar kan nie een die ander nie sê as geskaapte deel van Christus seker. Here, wanneer ons onsself vanoggend op 'n diep verantwoording, dat ons Here ook liefde vir ons naaste te hê. Dat ons ook in die ander te sien as geskape in die beeld van God. Ongeag hoe hy of sy ook mag wees. Ongeag waar hy of sy ook al mag vanaf kom. Ons is die skepsels van die Here. Spurt aan God, soos gemaak in sy beeld. Ons is sy koninklike priesterdom, 'n volk wat vir hom uitgekies is. Daarom moet ons die lig van God nie net vir die wêreld buitekant iets slaag nie, maar ook die onder mekaar. Geliefdes, as ons dan so streef vir die lig van God, so ons dan ook so liefde met mekaar saamleef, kom ons verlei dan ook nog aan ons geloof in die drie enige God, dat ook elke van ons lewe werksaam is, deur die volgende woorde te verkondig. Ek glo in God die Vader, die mag Amen. U mag maar sit. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het vanoggend 'n besondere voorreg om vanoggend saam met gelowige ouers te deel in die vreugde ook van God se liefde, deurdat hy toevoegings tot die kerk maak. Deurdat hy die kerk van die Here in stand hou, deur konstant water te voorsien. En daarom gaan ons nou lees oor tot die diens van die
heilige doop. En vra ek u om daar agter prosesse te luister na die formulier van die doop aan kinders. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem hierdie ooreenkoms 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders by hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken eenvoudig die volgende 3 dinge. In die eerste plek, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons wil sorg. Dat Jesus Christus ons losser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons belei. Die mens kan die gawe van God verdien nie, want ons sondes waarin ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus, die broers en susters, het egter die straf van die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons bied. En ons kinders is hierby ingesluit, selfs al verstaan hulle dit nie. Die doop, broers en susters, kan baie keer maklik verstaan word. Die doop is in die eerste plek nie 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ander mense onderhou nie. Die doop is ook nie 'n bygelowige handeling waarmee ons kinders teen gevare of ongelukke beskerm nie. Derdens, die doop is ook nie 'n geleentheid waar ons kinders hulle naam gee en hulle aan die wêreld voorstel nie. By die doop gaan dit oor God wat hom met liefde aan mense verbind. Daarom kan ons dan ook vanoggend saam met gelowige ouers opnuut in hierdie liefde seën. Ek vra dan ons doopouer, Suster Tasmia Menza, om voor die kanse te kom staan, om haarself dan ook opnuut tot die doop belofte te brengen. Suster Menza, baie welkom. Ons het gehoor dat die doop in sy inhoud juist is. En nou versoek ons u in die teenwoordigheid van God, maar ook hierdie gemeente, om opreeg uself tot die volgende verbintenis te verklaar. En as dit dan ook die plechtige belofte is, vra ek u om asseblief daarop ja te antwoord. In die eerste plek, liewe suster, bereid u dat alhoewel die kind as sondaar in hierdie wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hierdie kind nogtans aan God behoort deur Christus Jesus en as lidmaat van hierdie gemeente gedoop kan word. Tweedens, aanvaar u die Bybel as die woord van God en aanvaar u die leer van hierdie kerk soos in die beleidende skrifte verwoord word as die ware en volkome leer van verlossing. En derdens, beloof u om hierdie kind na die beste van u vermoë te onderrig in die vrese van die Here. Wat is u belofte? Liewe gemeente, kom ons sing met mekaar saam Psalm 285, Psalm 285, terwyl ons dan ook gereed maak om vir Amaya tot die doop van die Here te bedien. The new commandment that I give to you is to love one another. Yes, I
dood te hê. Amaya, Amila, Mensa, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ontvang Amaya in die boesem. Geliefdes, kom ons word stil en ons bid dan ook vanoggend met mekaar saam. Here, ons sê voor baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend ook weer, Here, die liefde sigbaar vanoggend in ons erediens kan aanskou. Want Here, wanneer ons by die boekgrond kom staan, dan word ons herinner van God se oneindige liefde wat hy vir ons as mens het. Liefde, Here, wat strek ver voor ons verwagtinge. Liefde, Here, wat ontstaan ver voor ons ontstaan hier op aarde. Want ja, Here, voor die grondlegging van die aarde het U elkeen van ons by die naam geken. U was bewus van ons bestaan en U was bewus, Hemelse God en Vader, van ons mens word, nog voordat dit 'n realiteit kon word het. En hierin, Here, sien ons die groot liefde wat U vir ons het, dat U, Here, met ons 'n verbond sluit, terwyl ons in ons moederskoot gevorm word. Gebed van ons harte is dat U ook, Here, vir Amaya so in hierdie verbond, Here, aan sal leef. Dat U ook, Here, vir haar sal kom, omvul met die grootheid van U liefde. Dat die liefde, Hemelse God en Vader, oor haar lewe konstant toe sal leef. En dat sy altyd daarvan bewus mag word van hierdie liefde wat U vir haar het. Mag sy, Hemelse God en Vader, nie net die liefde in isolasie ervaar nie, maar ook liefde, Here, binne die konteks van hierdie geloofsgemeenskap, terwyl sy ook groot word in die vrese van die Here binne hierdie kerk. Mag ons, Hemelse God en Vader, as 'n geloofsgemeente om Hemelse Vader se kassie op staan, om hierdie kind ook in die vrese van die Here groot te maak. Ons bid wees op God dat U haar altyd weer oor haar lewe, Here, sal wees. Dat U, Hemelse God en Vader, haar toekoms, Here, volgens Jeremia 29 en vers 11, Here, self af sal baan. Dat Here geen teenspoed oor haar pad mag kom nie, maar dat sy altyd voorspoed in die lewe mag ervaar en beleef. Wil Here haar kom beskerm, wil U haar kom bewaar, en wil Hemelse God en Vader die aanslag van die vyand oor haar lewe mag tenoorstel, sodat hy geen vashou oor haar lewe mag hê nie. Mag Hemelse God en Vader Amaya vanaf 'n klein ouderdom ook, Here, bemoeienis met U die grote God maak, sodat sy altyd weer in verhouding met U die Almagtige ook sal leef. Seën U haar vooruitgang as ons dit bid met soveel afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus met soveel danksegging. Amen en amen. Juffrou Skoliva, die bevorderende vra om dat saam met my ook vir die oor ander van voor te kom. Geliefdes, ons in ons harte gereed maak die woord van die Here en daarom vra ek oor die Engels en dan vir ons die Efesiese gebed te doen vir die woord van die Here waarna ons Bybel soort maak by Efesiërs hoofstuk 3.
En dankie dat u vir ons hierdie week kon dra en kon lei. En dankie Heer dat u vir ons kon beskerm en u vir ons wysheid en insig kennis gegee om 'n dag te taak te kan doen. En Heer, wanneer ons vanoggend van stil kom, dan is het nie wat afhankelijk. En die Heer dat ons so goed afhankelijk is. Maar sonder die Heer is ons niks. En sonder die kan ons niks doen. Wil ons Heer in afwachting is op die woord, wat ons kan bid dat u vir ons stil sal maak in ons hart. Dat ons gedagte Heer jou hemelwacht sal bid. Dat ons aan luister. En die geest van die Heer vir ons sal omsê. Verbuid dat u verhoogd die woord gaan gebruik, dat u van die Heer sal sap. Sy tong sê dat ons so sal sap. Dat u sal spreek die Heer sal woord van die woord. Kom die sê, die kinders word vanoggend na u luister. As ons dit bevind is. Amen. Ons sê baie dankie aan Dr. Hendricks. Vrienders, ons is steeds besig met die boek van Efesiërs. Dr. Bouwens is nog nie vanoggend nie, maar hy is 'n bietjie die moeilikheid. Hy het afgedwaal van waarom nie ons besig was. Alhoewel ek nog nie hier was, weet ek daar ook in 'n groot mate wat aangegaan het. Hy het so 'n paar stukke misgedraai in die Bybel dat hy nie beter is opgeëindig het. Maar ons is terug by Efesiërs. Dankie broer, jy weer dat jy vir ons op koers gehou het. Ek hoop dat jy nog Efesiërs bevoorteen is gediep oor te besteed. Ons is in die 3de hoofstuk. Nog 4 weke wat ek nog verlof was. En George, ek het nie stil gesit nie, ek verlof nie. Ek het daarop gepreek, as hy PDK George gewees. Het ons in Efesiërs 1 gepreek, daar so met PDK George. En laas week as ons nog in my naaste gemeente in Stengsstraat. En daar was ons in Efesiërs 2 gewees, so Efesiërs nog maar saam met ons. Maar ons is by die laaste gedeelte van hoofstuk 3 van Efesiërs. Broer Heine het so 2 weke terug, het hy vir ons gepreek Efesiërs 3 vanaf vers 1 tot en met vers 13 en ek parallel steek vanaf vers 14 tot en met vers 21. Die gebed van Paulus vir Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap aan gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees en die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver en hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te boven gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom om toe in die kerk deur ons verbondheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Stuur vir die doeleindes van ons teks weer vers 16 tot vers 19. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. En mag julle sy liefde ken. Liefde
wat ons stand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Sê vriendes, met ons sal praat aan die hand van ons voorgeleesde teks, wil ek vanoggend met ons praat oor die tema die grootheid van God se liefde. Die grootheid van God se liefde. Vriendes, ons is al reeds in die 3de hoofstuk van die boek van Efesiërs. Ons voorafgaande boodskappe het ons duidelik gesien dat Paulus eers om aandag daar toespits om die gelowiges individueel aan te spreek en daaraan te herinner dat hulle 'n persoonlike roeping met God het en dit is om vir God te prys. Volgens Efesiërs 1 verse 4 en 5 het ons geleer dat die gelowiges God moet prys omdat hulle aan God moet behoort. Efesiërs 2 verse 1 het ons geleer dat hulle God prys want hulle wie dood was as gevolg van hulle sondes ook weer lewend gemaak is. Efesiërs 2 en vers 1 het ons geleer dat hulle vir God moet prys want hulle het 'n nuwe identiteit aan hom. Efesiërs 3 verse 6 het ons geleer dat hulle God moet prys want hulle is deel van sy verbondsvolk. Alhoewel hierdie broers en susters die apostel Paulus se wegspring is in die boek van Efesiërs, is dit nie sy hoofboodskap nie, maar egter 'n aanloop tot die boodskap wat hy eintlik vir Efesië wil gee. Maar Paulus, broers en susters, hier besig is om te doen is, hy beweeg weg van 'n individuele roeping na kollektiewe roeping. Hy beweeg weg van etniese identiteit na 'n Christosentriese identiteit. Hy beweeg weg van verdeeldheid na eenheid. Want dit is eintlik waar Paulus wil bereik om die gelowiges te laat verstaan dat almal van hulle een is in Christus. Een is aan hierdie een God wat ons aan behoort. Hierdie tema van eenheid sal vir ons weer duideliker word verder in hierdie boek en veral in hoofstuk 4 wat ons op van fokus. Maar wanneer ons broers en susters kyk na die eerste 3 hoofstukke, dan is Paulus as te ware stadig besig om te beweeg tot hierdie boodskap van eenheid. Ons perikoop op die gedeelte wat ons mee saam besig is vanoggend, is dan as te ware die deur tot hierdie eenheid boodskap wat Christus vir die kerk het. Van tot na hierdie paar verse, hierdie gebed wat Paulus hier bid in Efesiërs 3 vanaf vers 16 tot 19, kort na hierdie gebed kan Paulus dan juist nou die hoofthema aanspreek, naamlik die eenheid van die kerk. Maar hoekom is dit vir Paulus en sy susters dan juist belangrik om hierdie eerste paar gedeeltes saam met gelowiges te deel? Hoekom is dit vir Paulus belangrik, broers en susters, om hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 met die kerk van die Here te kommunikeer voordat hy nou die hoofthema met hulle wil deel? In die eerste plek, broers en susters, is die apostel Paulus besig om die Jode en die Grieke daaraan te herinner dat hulle al 2 etniese groepe gelyk is binne die oë van die Here. Die Jode, broers en susters, wie natuurlik Israel in die Ou Testament was, het hierdie hoofvaardigheid in hulle gehad dat hulle alleen die uitverkore volk van God is en dan die Grieke, die heidene, hulle wat nie van die Joodse herkoms is nie deel van God se verbond is nie. Maar dan kom Paulus en hy stel dit weg hier in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3, die eerste gedeelte, wanneer hy die Jode daaraan herinner dat Jood, Griek, heiden, nie heiden, allemaal deel is van
hulle kan verstaan dat hulle nie net deel het aan die een God nie, hulle ook verlos is deur een Christus. En hoofstuk 2 het ons baie tyd daarin gespandeer, wat Paulus ons herinner het, dat ons lewe gemaak is deur een Christus Jesus. So Paulus, broers en susters, alhoewel hy individueel met die gelowiges praat, begin hy al hierdie boodskap van eenheid. Want hulle is geroep deur een God. Hulle is verlos deur een Christus. En in hoofstuk 3 lees ons dat hulle deel is van een verbondsfamilie van God hier op aarde. Ongeag die etniese herkoms wat ons het, ongeag wat ons al in ons lewe besit of het, slaaf of vry, meester of diensknegt, almal van ons het deel aan hierdie een verbond, naamlik die verbondsfamilie van Christus. En nou bid Paulus nadat hy en alles dit gesê het, hierdie gebed wat ons gelees het. En wat Paulus, broers en susters, eintlik hier bid is twee dinge. Die eerste plek bid Paulus, ek bid dat God vir julle krag sal gee om in hulle sterk te word. En dan die laaste gedeelte, sodat hulle vervul mag word met die volheid van God. Paulus het nou vir hulle al hierdie klomp theologiese dogmatiek geleer. Paulus, broers en susters, het nou al hierdie waarhede tot die gelowiges, broers en susters, bedien rondom hulle redding, rondom hulle identiteit en rondom hulle herkomst. En nou bid hy dat alles dit wat hy met hulle geleer het, vir hulle sterk mag maak en dat dit mag lei tot die volheid van God. Vraag wat ons aan die vraag is, hoe word ons sterk? En hoe ervaar ons die volheid van God? Binne die grootheid van God se liefde. Paulus, broers en susters, is van mening dat die volheid van God aannemlik bestaan moet kry in die lewe van die gelowige wanneer hulle die volheid van God se liefde verstaan. Die volheid, broers en susters, van God kry sigbare gestalte in die gelowige se lewe wanneer die grootheid vol in liefde in gelowige gestalte kom neem. Ons kan alleenlik sê dat ons vol van Godheid is wanneer liefde van Christus in ons lewe sigbaar is. Ons kan alleenlik daarin roem dat ons die volheid van God het wanneer ons daarin slaag om vanuit die liefde van Christus te leef. En broers en susters, vanaf hoofstuk 1 tot in hoofstuk 3 het Paulus vir ons eintlik gedemonstreer wat die liefde van God vir ons is. Paulus, broers en susters, sê vir ons eintlik hier in verse 1 dat die liefde van God vir ons so wyd is dat hy ons sonde bedek met sy grootheid. Die liefde van God, broers en susters, is soos 'n vuur wat gloei oor die sonde van die mens, wyd om alles dit wat skuldig in die mens se lewe is te kan kom oordek. Met ander woorde, die liefde van God is soos 'n dubai of 'n kombers wat my swakheid en my sonde kom verberg, sodat mense nie meer my sonde kan sien, maar die liefde van God binne in my. Tweedens, broers en susters, sê die apostel Paulus dat die liefde van God vir ons so ver is, nie dat God vir ons in Christus Jesus deel in die hemel gemaak het. God het vir ons 'n plek in die hemel gegee, nie dat hy toelaat dat Christus vir ons kom sterwe om ons in die dood te haal en 'n ewige plek in die hemel te kan verseker. En dit is die toekoms waarna ons lewe vanuit die liefde van God. Onze finale bestemming as gelowiges
broers en susters, is so diep het ons geleer dat dit ons van dood was, lewe kom maak het. Die liefde wat God vir ons het, broers en susters, het vir Jesus daartoe gelei om tot die diepste van die hel te gaan, om vir ek en u vryheid te kom verseker. Toe ons dood was van ons sonde, het ons dit mee gesê, het Christus ons innig lief gekry, deurdat hy in ons plek kom sterwe. Met ander woorde, hy het op die ondergang van die aarde gegaan, die diepste van die aarde gaan ondersoek, sodat hy ons met die liefde van God kan omsing. Paulus en sy susters het ons geleer dat die liefde van God so hoog is, en ek alweer gespreek, dat ons plek in die hemel saam Christus het. Die liefde wat broers en susters vir ons het in Christus Jesus stel vir ek en u in staat om van die verhoogde identiteit te lewe, namelijk 'n Christus-sentriese identiteit, sodat ons saam met Paulus kan bely en sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus binne in my. Dit is die grootheid van liefde van die apostel Paulus, die bid die gelowiges moet ken. Dit is die grootheid van die liefde van die apostel bid ook sigbaar in die lewe van die gelowiges moet wees. Want wanneer ons luister na hierdie paar verse, dan praat Paulus nie direk saam met die gelowiges nie. Inteendeel, hy maak 'n pleidooi tot God. Hy bid tot God namens hierdie geloofsgemeenskap. So hierdie gebed is amper soos 'n afluister boodskap wat ons het. Dis nie eintlik vir ons bedoel nie, maar ons wil graag hê ons moet dit hoor. Paulus praat nie eintlik saam met ons as kerk van die Here nie. Nee, hy bid tot God in die hemel, maar hy wil graag hê ons moet hoor wat hy bid. En wat is dit wat Paulus wil hê ons moet hoor? Paulus wil hoor, Paulus wil hê ons moet hoor dat ons vanuit God se groot liefde hier op aarde moet leef. Want as ons nie daarin kan slaag nie, sal die eenheid van die kerk absoluut nutteloos en nutteloos wees. Die eenheid van die kerk sal nooit tot wetbossing persoonlike gestalte van Christus hier op aarde kan ontvang nie, want ons lewe nie van die liefde van God se grootheid nie. Voor ons kan praat van eenheid, moet ons praat oor liefde. Voor ons kan praat van saamwerk, moet ons praat oor liefde. Voordat ons kan praat, broers en susters, van saam en diep staan, moet ons praat oor liefde. En daarom, wat Paulus dan wys hier op die voorstoep van hierdie tema van eenheid, dat die gelowiges die grootheid van God se liefde moet verstaan. Want wanneer ons dit wegkry, dan lewe die volheid van God binne in ons. Volheid van God, broers en susters, kry nie sy gestalte in hoe goed ons die Bybel ken. Die volheid van God kry nie sy gestalte in hoe betrokke ons binne die konteks van die kerk is nie. Die volheid van God kry nie gestalte hoe smaak ons gebede oor die aangesig van ander mense is nie. Volheid van God kry gestalte wanneer ons daarin slaag om lief te hê soos Christus. Wanneer ons daarin slaag om dit te demonstreer wat ewig en waar van God is in die liefde. En wat is dit? Dat liefde van God wyd is, dat het almal dit maak. Die liefde van God is so groot en so breed, dat dit spasie sê vir almal van ons. Ongeag wie jy is, hoe jy lyk, waarvan jy kom, wat jy besit, wat mense van jy sê. God se liefde, sê die Bybel, is so wyd, dat dit ruimte vir ons almal het. Jesus getuig self daarvan, wanneer hy skryf in Johannes 14 en vers 2, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Met ander woorde, daar is ruimte vir
ver boven sy sak. God se liefde strek ver woorde dat ons ooit sal kan doen, van God het ons almal gesien. God het ons almal gemaak en ons is die beeld van God hier op aarde. Sê wat sy sê, die Bybel sê, God se liefde is so groot, dat het buite vertel kan wees, ongeacht wie hy ons sê mag wees. God se liefde is so wyd, ongeacht waarvan hy kom, hoe jou gelede ook al mag lyk. God se liefde het vir jou plek. Miskien nie die liefde van die president, miskien nie die liefde van die handjes nie, miskien nie die liefde van die kerk nie, maar die liefde van God het vir jou. Tweedens, broers en susters, sê die apostel Paulus lief vir ons. Die liefde van God is vir ons so ver, dat dit vir ons onuitwisbare ewigheid verseker. Baie keer dink ons dat die liefde van God, broers en susters, limitasies en beperkings het op grond van ons aksies en ons dade. Wanneer ons verkeerd in die lewe doen, dan word ons van die liefde van God ontneem. Wanneer ons nie volgens die mense se verwagtinge lewe nie, dan is die liefde van God nie vir ons bedoel nie. Jeremia 31 en vers 3 herinner ons daaraan dat God ons met 'n ewige liefde liefhet wat ons in alle ewigheid strek. Met ander woorde, daar is geen perke, geen einde, geen limite op die liefde wat God vir ons het nie. Ongeacht die foute wat ons in die toekoms gaan maak, ongeacht die hoeveel keer ons in die lewe sal val, God se liefde word aan ons almal geopenbaar. Nie op grond van ons vermoë nie, nie op grond van dat ons net of verkeerd doen nie. Nee, omdat dit die karakter en die natuur van God is om lief te hê. Want as ons broers en susters op grond van ons vermoëns, op grond van ons verdienste, op grond van ons aksie, die liefde van God ons verdien, hoeveel van ons sou daarvoor kwalifiseer? Hoeveel van ons sou verder staan om die liefde van God te ontvang? Aksies, broers en susters, maar liefde is nie die vereiste van God se liefde. Nee, God se liefde strek vir ons tot in alle ewigheid, ver voordat ons in die toekoms ook gaan sien. God se liefde, broers en susters, sê die apostel Paulus, is vir ons so diep, dat ek terecht gesê het, God, broers en susters, vir ons in 'n nuwe identiteit verwortel. Paulus sê hier, my gebed is, dat julle gewortel en gegrondves word binne hierdie liefde van God. Met ander woorde, die pleidooi by die apostel Paulus hier maak, is dat die gelowige sy julle bestaan, maar nog in die fondasie van God se liefde moet bestaan. Dat die gelowige sy julle reis hier op aarde gebou word op hierdie verdiepte liefde van God, wat onuitwisbaar is, dieper as ons sonde, ons dodelike staat in die lewe oopstel. Broers en susters, het vir ek en u so lief, dat ons verlede, ons sonde, ons skuld en ons skande nie deur die liefde van God vir ons uitgesien. Want sy liefde is diep gewortel binne in sy eie menswees. Sy liefde is diep gewortel binne in sy eie bestaan. En nie op grond van dit wat ons doen of nie doen. En nou sê Paulus, my gebed is, dat julle hierdie moet verstaan, dat julle hierdie liefde moet slaag, en dat hierdie liefde sigbare gestalte in julle ook moet kry. Die liefde wat Paulus hier van praat, is nie die liefde wat ons van God lief. Nee, die liefde wat Paulus ons hier toe maak, is eintlik 'n liefde wat ons nie met ander mense moet demonstreer. Want daarin sal ons eintlik
Here ons liefde ook uitspreek, weet dat dit allemaal betekent. Here ons liefde ons verpleegd is, oortoe, weet dat dit proces is, die middel van mense, sy toekomstige swakheid, ook vir mense brengt te nie. Here ons liefde vir mense so diep gewortel is, dat ons die mense veroordeel op grond van hulle verlede nie, dat ons nie vir mense aanskou volgens die vorige natuur wat hulle in leef nie. Nee, maar dat ons van die diepte van God se liefde het. Maar dat die liefde wat ons vir mense het, so hoog gewees, dat ons daartoe, toe sy susters gelei mag word, om in die samenkomst, hemelwaar te leef. Graag, dat ek nog van die boodskap vir ons wil